Baie welkom by vanaand se uitsending van Voor die TV. Vanaand gesels ons oor alles rondom verkiesings op kommando vlak. So lekker dat daar so baie van julle is wat saam kuier. Ek gaan net vir ons open met 'n gebed. Onse wonderlike Hemelse Vader, ek prys U naam vir die geleentheid om as voortrekkers weer bymekaar te kom van oral oor hierdie wonderlike land en Namibië. Baie dankie vir alles wat vanaand gaan gebeur. Baie dankie vir die sprekers. Dankie vir hulle kennis. En dankie dat ons weet dat alles wat ons doen ter eer en verheerliking van U naam. Dankie vir leiers in hierdie beweging. Dankie dat ons weet dat U leiers oprig. Help ons in hierdie volgende termyn om die regte leiers te kies, sodat ons U werk verder kan vat vir hierdie wonderlike jeuglede in ons beweging. Ons bid dit alles in die naam van ons groote koning Jesus Christus. Amen. So ons het 'n wonderlike program vanaand. Ons gaan hom afskop met verkiesings van jeuglede. En Melanie Tromp wat 'n nasionale kursusleier is en baie ondervinding het met verkiesing van jeuglede, sy gaan vir ons daar 'n baie oulike sessie aanbied. En dan is daar 'n baie lekker, ek wil dit amper 'n insetsel noem, waar ek en Matilda de Klerk en Willie Engelbreg, gebiedsleier van die Vrystaat, hande gevat het om 'n oulike aanbieding vir julle te bring rondom dagbestuure. Hoe doen verskillende plekke dit? Wat werk? Wat kan ons by mekaar leer? So ja, ek dink daai ene gaan vir julle almal baie lekker wees. En dan eindig ons met Arno Jacobs. Hy is natuurlik kommandoleier van Rietvallei Voortrekkers. Een van die grootste kommandos in die land en ek dink die grootste dagbestuur in die land. So ek dink ons kan ook baie by hom leer oor ja, hoe om 'n dagbestuur te bemagtig en die regte mense in die regte poste te sit. So kry vir jou 'n koppie koffie, sit terug, ontspan, skop uit jou skoene. Hierdie is 'n lekker aand waar ons gaan leer hoe om die beste leiers te wees wat ons kan wees in hierdie beweging. So ja, ek stel heel eers vir Melanie Tromp aan die woord. Baie dankie vir jou tyd, Melanie. Sy gaan vir ons aanbied verkiesings van ons jeuglede, PD's en verkenners. Goeienaand almal. Deidre het my soos gewoonlik uit my gemaksone uitgeruk. Toe sy vir my hierdie vraag, dit het nogal soos 'n groot taak gevoel. Maar ek gaan hom aanpak soos wat hy kom. Ja, so net bietjie inligting oor my. Ek het nou nie gehoor of Deidre my regtig voorgestel het nie. Ek is die AKL Ouvolk by Rietvallei Kommando. Ek is, of julle ken dit beter as senior PD's. En is daarom al twee termyne as die AKL en voor dit was ek 2 jaar die veldkornet vir die senior PD's dan nou ook. So ek is basies 6 jaar by die senior PD's betrokke. Ja, so in verband met die jeugleierverkiesings, dis nogal 'n interessante tema. En ek dink ons het dit nogal reg gekry om dit op die regte manier te doen. Maar voordat ek dan nou aangaan met dit, wil ek net eers vir julle net die besprekingspunte gee. Net alles wat ek aan gaan raak, so julle kan dan die vrae aan die einde gee, of as julle dalk vrae het tussenin julle mag vra. Hoekom jeugleiers? Wat sê die grondwet natuurlik? Wat sê die reglemente wat baie belangrik is? Hoe hanteer ons 'n verkiesing en hoe gebruik ons die jeugleiers? Want baie keer het jy jeugleiers wat jy daar het en dan lyk hulle net altyd mooi en jy weet nie presies hoe om hulle te gebruik nie. En hulle is altyd daar en altyd gewillig. So my eerste is dan nou, hoekom jeugleiers? Ek is redelik passievolle voortrekker offisier. Ek het nooit voortrekkers gedoen as kind, gaan regtig net oor leiersbou. En een van die sê goed wat Dr. Enje van der Merwe, wat een van die eerste hoofleiers was, in die eerste hou koers geskryf het, was dat die 3 belangrikste prioriteite vir voortrekkers is om jong Afrikaners te ontwikkel as leiers en nogmaals leiers. En ek dink dit is so gepas, en as jy kyk na al die voortrekkeraktiwiteite en alles wat ons doen in die voortrekkers in die loopbaan ensovoorts, is dit regtig daar om leiers te bou, leiers te groei en hulle te maak. Dis ook belangrik om altyd vir jou PD's of jou jeugleiers of wie ook al, en vir elke liewe voortrekker te sê dat, weet jy, maak nie saak of jy 'n balkie dra as wat sê jeugleier of nie,
jy is 'n leier in jou eie reg. Ja, en dan kinders, hoe meer ek met hulle werk, hoe meer sien ek, hulle is wonderlike kreature, as ek dit so kan stel. Hulle is geneig om jou te verbaas, en wanneer jy hulle regtig bemagtig om leiding te neem en verantwoordelikhede te gee, sal jy verbaas wees met wat hulle kan doen. En hoe meer jy met hulle werk, hoe anders raak dit. Maar jy as offisier of heemraad het natuurlik die grootste verantwoordelikheid, en dit is om 'n voorbeeld te wees en situasies reg te hanteer. Die volgende op die lysie dan nou is wat sê die grondwet in verband met jeugleiers. Ek het nou daar vir julle gespesifiseer wat se punte dit is as jy baie puntenerig is. Eerstens praat dit oor die kommandobestuur besluit dan nou wie die raad vorm, is dit spanleiers, adjunkspanleiers, hulle verwys spesifiek na dit, watter take vervul moet word, en dan nou ook hoe gereeld of hoe hulle sê jy vergader so dikwels as moontlik of wat nodig is, maar dit is altyd onder leiding van 'n offisier om natuurlik beheer te neem in die situasies. Dit is regtig nie daar om die vergadering te hardloop vir hulle nie, dit is net om hulle op die regte spoor te hou. Die volgende een is dan nou maar net, die volgende punt is spesifiseer wat jy elke jaar 'n nuwe jeugleier verkies, weer eens onder leiding van 'n offisier. Die struktuur van die jeugraad, jy het 'n raad wat dan nou sekretaris kies en indien nodig 'n penningmeester of adjunksekretaris uit die jeugraad, en dan jou kommando jeugleier tree altyd op as voorsitter. In ons geval het ons meer as een jeugleier op senior en op PD's, so ons deel dan die poste so onder hulle dan nou ook, en dan alle verkiesings is natuurlik onderworpe aan bekragting deur die kommandobestuur. So die kommandobestuur besluit hoe dit gedoen sou word. In verband met die reglemente, daar is ek weer hoofstuk 5 artikel 2, julle kan dit gerus gaan lees. Die samestelling is natuurlik een of meer verkenner kommando jeugleiers, PD jeugleiers, spanleiers en adjunkspanleiers vir graad 7 plus verkennerspanne, en dan die kommandobestuur voog, so wie ook al dan nou gekies is om dan as voog op te tree. Dan die doel daarvan, hulle praat dat die jeugleier die skakel is tussen die jeuglede, die kommando jeugraad, kommandobestuur en gebiedsjeugraad. In gevalle waar daar natuurlik 'n oord jeugraad is, dan met hulle is die spreekbuis van die kommando se jeuglede. Dit is regtig iets om na te luister partykeer. Hulle neem ook natuurlik deel aan besluite maak, iets wat relevant is vir hulle groep, vir die jeug of so, en hulle help beplan en organiseer aan aktiwiteite. Verder in verband met die vergaderings, sê die reglemente net dat daar ten minste 2 keer per jaar vergader moet word. Dit moet opgeroep word deur die jeugleiers, en natuurlik as kommandobestuur of so, besluit dan nou wat se datums gewoonlik word op die jaarprogram vooraf vasgestel, en dan weer eens net die jeugleier is voorsitter en 'n ander een sekretaris as daar is, en alles natuurlik weer eens 'n voog wat betrokke moet wees. Dan 2.4 is spesifiseer maar net wat op die sakelys moet wees. Alles moet natuurlik weer van toepassing wees op die jeuglede, en goed wat nie relevant is nie moet afgehaal word. So sake wat deur rade verwys is, of dit van gebied afkom, of dit van ander plekke afkom, sake voortspruitings, so aktiwiteite wat vorentoe gaan gebeur, enige kommunikasie wat die jeuglede van moet weet, kennisgewings en voorstelle dan natuurlik ook vir aktiwiteite. Dit kan daar opgesit word. Dan, eerstens, ek het dit 'n bietjie in 2 gedeel. Die eerste een is die PD jeugleiers dan nou, dit sal jou basies vir die graad 7 wees vir die volgende jaar. Ja, so volgens reglement, weer eens gaan ek eers raak in wat die reglemente sê. Daar weer spesifiseer ek vir jou hoofstuk 5, artikel 2.5.1, as jy weer eens soveel inligting wil hê. Natuurlik moet die PD jeugleier 'n graad 7 leerder wees, onthou die verkiesing word wel as in graad 6 gedoen. Pligte soos uiteengesit in die pligstaat,
moet verstaan en natuurlik nagekom word en opdragte wat slegs van die kommandoleier of die voog afkom, hulle mag dit net van ons af ontvang. Rietvallei het natuurlik 'n paar ekstra vereistes. So weet ons, omdat ons so baie lede het, en jy ken nie altyd almal nie, so weet ons dat ons die regte kandidaat kies vir die werk dan nou, en ek moet sê, dit was nogal 'n sukses vir die laaste paar jaar, vandat ons ingestel het. Ons het voorheen al ondervind dat soms is die kind 'n PD jeugleier en dan as hy in graad 8 kom, dan sê hulle nee, hulle wil nou nie meer aangaan met voortrekkers nie, of hulle kan net nie by hulle pligte uitkom nie. So ons sê natuurlik, die kind moet ten minste een gebiedskamp bygewoon het. Sy of hy moet beplan om hulle jeuglidloopbaan te voltooi, natuurlik tot graad 12 toe. Hulle moet 'n voorie wees van ten minste graad 4. Ons het al gevalle, spesifiek hierdie jaar, wat ons iemand het wat eers graad 5 begin het. En ek dink die ander twee wat ook gestaan het, was ook van graad 5 af. So dit is nie 'n moet nie, want jy kry regtig daai leiertjies wat bietjie later eers aangesluit het. So dit is nie 'n moet nie, maar ons verkies dit nou maar so dat hulle bietjie langer al 'n voorie is, want dit help nie jy kry 'n graad 6 lid om 'n jeugleier al te wees wat net in graad 6 begin het nie. Maar ja, ons staan dit wel toe. En natuurlik, die belangrikste een is gereeld voortrekker byeenkomste bywoon. Dit is belangrik om weer eens 'n betrokke jeugleier, of PD jeugleier, of enige voorreese, gelukkige voorie sê hulle. Die pligte dan nou, in verband met die PD jeugleiers, weer eens die reglemente gedeelte wanneer jy kan gaan kyk. Volgens die reglemente moet hulle spanleiers en die spanoffisiere ken. Dit is effens 'n penarie in ons kommando weer eens, ons het baie lede, en ons het nie noodwendig ons spanleiers wat elke keer dieselfde bly met elke vergadering nie, so dit raak bietjie moeilik. Kommando jeugraad vergaderings bywoon is ook dan nou 'n plig wat hulle moet doen, en dan is hulle natuurlik die skakel tussen PD's en die kommando bestuur. Weer eens is baie interessant as jy bietjie gaan luister, maar ek sal later bietjie daaroor praat. Wat ons dan nou sê, wat die PD jeugleiers moet doen, die ekstra werkies wat ons aan dink. Hulle moet help by formele funksies en oop dae. Hulle moet toesprake doen by openingsmeriete funksies. Wow, hulle verbaas my nog weer eens elke jaar. Ons het 'n fantastiese verhouding met die laerskool, en om vir hulle dankie te sê, elke jaar met die voortrekkers se verjaarsdag reël ons geskenkies. So ons PD jeugleiers deel dan nou 'n dink aan geskenkies wat hulle graag wil gee, nie iets groots nie, of dit nou is 'n kolkwyntjie of 'n KitKat of 'n pen wat net gegrafeer is as Rietvallei, net om dankie te sê, en ons gee vir hulle die taakies dan nou om daai geskenkies uit te deel. Dieselfde met die help by die formele funksies, ons sê gewoonlik vir hulle moet spesifiek vir inlywingsfunksies vir die nuwe lede, moet hulle ook 'n geskenkie uitdeel, en met meriete funksies doen hulle net 'n face, ek het nou net my Engelse woord daar. Alles is nou maar net 'n fist pump, as ek dit so kan stel, net om vir hulle welkom te sê, en aan die einde van die jaar dan dankie te sê, en dan het ons dan natuurlik ook ons graad 1 byeenkomste wat ons in die begin van die jaar het, nog voordat die spanne opgedeel is, en offisiere het, terwyl ons ook besig is met bietjie werwing, dan vra ons hulle om die kindertjies te help besig hou, en weer eens dit help nogal verskriklik baie. Ja, so ek het genoem, ons verander spanleiers gereeld, die kinders is nog jonk, veral op laerskoolvlak, so hulle ontwikkel nog mekaar, so daai ander vereiste is maar bietjie moeilik. Het ek net gekyk, was dit nou hier? Ja, ons PD jeugleiers hou apart vergadering, hulle vorm nie deel van die kommando jeugraad nie. Hulle hardloop dit self, die PD jeugleiertjies, baie interessant. Is gewoonlik die graad 4 tot 7 spanne wat dan nou dit bywoon. En ons vereis dat dan 2 afgevaardiges van elke span bywoon, om elkeen ook blootstelling te gee aan dit. Ons hou ook dan nou presensie
van die spanne wat wel teenwoordig is en wat nie is nie. En dan ek as voog of wie ook al as voog optree, sal dan opvolg met die relevante spanne hoekom hulle nie daar was nie. Daar, jy sien, by die vergaderings weer eens, ek het nou genoem van, dis baie interessant om dit by te woon. Ek nooi gereeld, veral jou graad 4 offisiere wat nou nog nie is, as dit hulle eerste PD raadsvergadering is, dan nooi ek hulle gerus uit om te kom hoor wat die kinders sê en wat hulle partykeer kwytraak. Ek as AKL vind ook dan nou vinnig uit wanneer daar probleempies is in 'n span, waar informasie nie gedeel word nie. Ja, as ek veral aktiwiteite, dis belangrik dat 'n mens dat hulle weet van aktiwiteite, al kan hulle dit nie noodwendig bywoon nie. Ja, en dat hulle ervaring of hoor van verskillende kampe wat daar is. En dan, dis my verantwoordelikheid as voog dan nou om die informasie te deel op kommando bestuursvlak. Waar ons dan nou sê, luister, hierdie spanne was nie daar nie, hoekom was dit so, dis die terugvoering wat ek gekry het in verband met dit, ensovoorts. Dan, weer eens by die vergadering, ek daag hulle gereeld uit, om 'n offisier met respek natuurlik, aan te spreek, wanneer 'n offisier nie reg optree nie, wanneer 'n offisier nie 'n voortrekkerkode uitleef nie, of nie 'n voorbeeld is vir die span nie. Soos ek gesê het in die begin, jy as offisier, dit is so belangrik dat jy 'n voorbeeld is vir daai kind en vir jou span. En dan, ja, een van ons grootste dinge is as 'n voortrekkeroffisier nie die regte formele drag aantrek nie. So as jy 'n Rietvallei offisier is hier en een van jou spanlede het al met jou gepraat daaroor, jammer, maar ook nie regtig jammer nie. Daai kinders stap nogal met breë borsies daar uit wanneer hulle klaar is na so 'n vergadering. Natuurlik, wanneer dit kom by hulle terugvoer oor aktiwiteite ensovoorts, kry ek gereeld 'n versoek vir 24 uur snoepie, by enige kamp of aktiwiteit wat ons het. Dit is glad nie 'n nuwe versoek nie. En hierdie jaar het ek dit wel getoets by 'n sterrenag wat ek gehou het, en nou kan ek eintlik vir hulle sê, weet jy wat, dit werk nie, want die enigste mense wat die snoepie 24 uur ondersteun of na ure, is die offisiere. En dis nie altyd natuurlik 'n goeie ding nie. Ja, wat ek gaan kyk, wat het ek nog nie gesê nie, ek het nou heeltemal vooruit gegaan hierso. So ja, dit is wat ons doen in verband met die pligte, dan in verband met die PD jeugleierverkiesing. Dis nou eintlik waar die dinge nou 'n bietjie moeilik raak. Reglementeel, dit moet natuurlik graad 6 lede wees. Hulle stel voor dat die graad 6 lede iemand nomineer, 'n kandidaat nomineer, om dan nou as PD jeugleier op te tree, die kommando bestuur, wat dan die nominasies kontroleer, en dan op 'n kortlys sit, wat dan genooi word na onderhoude met dagbestuur en die graad 6 offisiere, en dan na die verkiesing weer deur die offisiere, dagbestuur en graad 6 offisiere, dan sal daai leiers aan die kommando bestuur voorgelê word vir goedkeuring, en dan aan die PD jeugleiers sodra dit gedoen is. Ons werk weer eens weer bietjie anderste. Jy het nie natuurlik al daai persoonlike kontak met 'n persoon nie. Ons sê, ons sit 'n uitnodiging uit aan ons graad 6 lede en sê, hulle moet hulle self beskikbaar stel. Want dit help nie, jy het 'n jeuglid daar, wat nie daar wil wees nie. So hulle moet hulle self beskikbaar stel, deur net vir my hulle naam te sê en sê, Tannie, ek wil graag ek wil staan vir PD jeugleier, en natuurlik saam met die uitnodiging gaan, wat word van hulle verwag. So hulle weet presies wat hulle moet doen, so hulle kan nie sê, ons gee nie vir hulle al die inligting nie. Dan op ons kommandokamp, gaan nou graad 6 lede, hulle stel hulle self voor, aan die graad 3 tot 7 spanne, natuurlik die offisiere ingesluit. Weer eens daarso is daar gereeld omkopery en omkopery en korrupsie met die kinders wanneer hulle self voorstel in die graad 3 tot 6. Hulle gooi natuurlik lekkers vir hulle om te sê, stem vir my. Weer eens baie interessant,
dis nie noodwendig dat daai persoon natuurlik wen nie. En dan ja, dan doen hulle die verkiesing. Die graad 3 tot 6, as jy 'n penkop is by ons, stem jy vir 1 penkop. As jy 'n drawertjie is, stem jy vir 1 drawertjie. En as jy 'n offisier is, het jy die voorreg om vir 1 penkop en 1 drawertjie te stem. Ons sit natuurlik al die stemme dan bymekaar. Ons sit dit in 'n lekker geseelde, hierso is 'n voorbeeld, 'n geseelde boks wat ons mee wegloop, net om dit demokraties te hanteer, sodat daar nie enigiets gesê kan word nie. En dan ons maak seker dat of die AKL senior PNS en veldkornet, senior PRS, of selfs 'n ander dagbestuurslid, in 'n geval waar die een persoon nie beskikbaar is nie, of selfs hulle eie kind betrokke is in die verkiesing, mag daai persoon dan nie deelneem aan die telling van die stemme nie. Dit is maar net weer eens om jouself te beskerm. En dan 2 is altyd beter as 1. Sodra dit gedoen is, kyk ons wie die top 3 van die penkoppe is en top 3 van die drawertjies, en dan nooi ons hulle na onderhoud, soos wat die reglement sê, met dagbestuur, sowel as die graad 6 offisiere. En sê nou maar daar's situasies waar daar was net 3 kandidate. Dan nooi ons hulle almal natuurlik om te gaan. Sê nou maar daar is 'n 4de een en dit was baie naby, en die 3de een sal ons al 4 nooi, dan nou ook vir die onderhoude, net om dit regverdig te maak. Ons werk aan 'n puntestelsel wat ons nou nogal vir die laaste paar jaar ook verfyn het. Ons onderhoude bestaan uit presies dieselfde vrae, en vir elke vraag is daar 'n puntetelling. Net om bietjie daai emosie en daai vooroordeel uit te haal. En ook seker te maak dat, weet jy wat, dit is regverdig, want ons vra vir elkeen dieselfde vraag. Dit is nie 'n ander vraag vir elkeen nie. Dis die basiese vragies, soos wie is jy, hoe lank is jy voortrekker, wat is jou lekkerste kamp, lekkerste ervaring, lekkerste kenteken, so net 'n bietjie te hoor, en dan net uit te vind, hoekom wil hulle jeugleier wees. Ja, weer eens, daai puntestelsel help redelik. Soos ek gesê, dit haal net bietjie daai emosie uit, want partykeer het jy 'n nouer verhouding met een van die lede, ja, en dan is dit nie altyd reg om daai persoon te bevoordeel, en ja, jy kies dan net die sterkste kandidaat. En dan weer eens die dagbestuur en die graad 6 offisiere besluit dan nou, niemand kan enigstens die puntestelsel sien van daai offisier nie. Die offisier stem dan nou wie hulle voorvoel is die sterkste gewees volgens hulle. Weer eens 1 penkop en 1 drawertjie, waarna ons weer as 2 bymekaar sal kom om die stemme te tel. Ons maak dit 'n spesiale geleentheid en maak dit deel van ons meriete funksie, dat ons dan sommer die penkop en drawertjies, leiertjies daar bekend maak. Net ter inligting, niemand op dagbestuur, niemand is offisiere, behalwe die 2 mense wat dit getel het, die stemme getel het, weet wie hulle is nie eers ons kommandoleier nie. Tensy hy regtig moes betrokke gewees het by die stemtelling, maar hy verkies ook maar om nie deel te wees nie, wat nie 'n slegte ding is nie. Nou, by die jeugleiers dan nou, voordat ek verder aangaan, is daar enige vrae in verband met die PD jeugleiers? Ek kan niks sien nie, so ek neem aan dis goed. In verband met die jeugleiers weer eens, die enigste vereistes wat reglementeel uitgelê word, is dat dit 'n senior verkenner moet wees, graad 10 of graad 11, en hulle moet op hoogte wees van hulle pos en pligte. By ons, weer eens, ons is dieselfde, ons werk net, ons sê hulle moet 'n graad 10 jeuglid wees, ons doen dit gewoonlik in Augustus by ons kommandokamp. So volgende jaar in hulle dienstermyn is hulle in graad 11, en dan moet hulle natuurlik ook hulle pligte as jeugleiers kan nakom. In verband met die pligte dan nou, reglementeel, hulle moet kommando bestuursvergaderings kan bywoon,
Hulle moet weer eens beplanning, organisering en aanbied van verkenneraktiwiteite kan doen. Hulle is die skakeling tussen die jeugraad en die kommandobestuur. Hulle skakel met gebiedsjeugleiers of oordjeugleiers waar dit van toepassing is. En dan die kommandobestuur bepaal verdere funksies van of die pligte wat hulle moet nakom. Wat ons dan nou sê, hulle help by die formele funksies, net soos die PD-jeugleiers. Hulle sal natuurlik met ons verkenners dan nou werk. Hulle doen ook 'n toespraak by ons open dag, so in die openingsfunksie wat ons het, en sowel as die Meriete funksie waar hulle dan nou sê wat hulle geleer het. En die openingsfunksie is basies om vir die nuwe ouers 'n bietjie van 'n bemerking ook wat hulle as verkenners nou tot dusver al ervaar het in die voortrekkers. En natuurlik hou hulle dan nou ook vergaderings 2 keer per jaar. Ja, so dis ook baie eenvoudig. Hoërskool, ek seker die wat hoërskoolkinders het, weet hoërskool se dagboeke is redelik besig. So ja, as jy wil hulle nie wegjaag om jeugleiers te wees nie. Dan in verband met die verkiesing dan nou self, weer eens daar's reglementeel wat jy kan gaan lees. Hulle praat van die nominasies. Die graad 10 tot 11 lede word genomineer deur graad 8 tot 12 verkenners. Die stemming is dan nou vind plaas weer eens onder leiding van die huidige kommando jeugleiers en 'n voog, baie belangrik. En dan graad 8 tot 12 neem deel aan die stemming. En dan die meerderheidsstemme wen, name word voorgelê in kommandobestuur vir goedkeuring. Wat ons dan nou doen, ons werk min of meer dieselfde soos met PD-jeugleiers, ons vra hulle om hulle self beskikbaar te stel. Weereens, jy wil 'n kind hê wat dalk graag wil wees. Hulle moet dan nou ook 'n voortrekker CV voorsien aan die AKL verkenners en dan ook 'n nominasievorm invul. Met 'n foto wat hulle dan nou stuur vir verkenners, vir die AKL verkenners, wat dan nou dit op die aand van die verkiesing aan almal ook sal voorlees ensovoorts. Die stemming vind dan nou plaas waar die graad 7 tot 10 jeuglede bymekaar kom, want die graad 7 is nou so aan die einde. Ons doen dit, ons kommandokamp is in Augustus, so die einde van PD-loopbane, so hulle begin al oorskakel na verkenners toe. Hulle word opgeroep vir die vergadering en dan kan elkeen van hulle, elke lid vir 2 seuns en 2 dogterkandidate kies. Nadat die jeugleiers dan nou hulle self weer voorgestel het. Weereens, hoekom wil hulle jeugleiers wees ensovoorts. Sodra daai stemme dan nou weereens gedoen is, word dit weereens geseël soos hierdie boks hier langs my, en dis nog stemme wat ons moet tel, weereens deur 2 mense, en dan word hulle weereens bekend gemaak by die Meriete funksie. Weer 'n spesiale geleentheid vir hulle dan nou. En ja, ten slotte, ek dink ek het nogal nie te sleg gedoen nie. Onthou net jy werk met kinders en mense, en maak seker dat wat ook al julle besluit as 'n kommandobestuur, dat julle dit regverdige proses sal bly, en dat julle dit sal reghou. 2 getuies is altyd beter as 1, en hou altyd daai stembriewe. Ons het al gevalle gehad waar jy mense het wat bietjie vra, hoekom was my kind nie voorgestem, hoekom my kind nie gewen nie, en dan sit altyd iets waarna jy kan toe teruggaan. Ja, en daar's soveel inligting wat ek kan deel met julle, en ander mense sal seker ook nog meer inligting kan gee, maar ja, ek dink dit is basies dit. Is daar enige vrae? Dan is ek klaar, baie dankie. Vreeslik baie dankie Melanie. Ek glo dat sy gaan nog so rukkie hier wees. So as jy aan enigiets dink, sit dit gerus daar in die boodskapboks. Ons sal daar loer intussen ook. As daar enige vrae opkom wat spesifiek vir Melanie is, dan sal ons haar inroep daarin. So die aanbieding wat ek lei, gaan natuurlik oor dagbestuurverkiesings. Alles daar rondom, want dit is een van die goed wat ons wat ons altyd oor wonder. Ons wat net gewone offisiere is, wonder hoe word kommando dagbestuure verkies?
Wat se tipe mense is op daai poste? Wat behels die poste? So, daar's baie vrae daar rondom en ek dink daar's baie mense wat bang is om op 'n dagbestuur te klim juis as gevolg van die vrae. Juis as gevolg van die onbekende. Vir my persoonlik is om op 'n dagbestuur van 'n komando te dien een van die lekkerste, verrykendste ondervindings wat mens kan hê. Behalwe vir 'n spanvat, is dit volgens my een van die lekkerste plekke om diens te doen in die voortrekkers. Veral as jy 'n lekker dagbestuur het, wat almal passievol is oor voortrekkers en passievol is oor Afrikaans wees en ons jeuglede en avontuur en alles daar rondom. So ons wil daai mense op ons dagbestuure hê, want dit is wat deurvloei na ons beweging toe en na ons leuglede toe op die einde van die dag. Nou wanneer ons kyk na hoe dagbestuur verkies word, ek gaan net vinnig vir julle nou die admin hiervan vertel. Ek moes dit ook mooi gaan uitvind by ons kommandoleier hoe dit werk. So daar is 'n N4 nominasievorm wat ingevul word. So jy word genomineer deur iemand. Natuurlik moet jy teken by daai nominasie sodat jy kan sê ja, ek stel myself beskikbaar ook vir hierdie werkie. Hoopelik teen daai tyd weet jy al wat dit gaan behels, maar weet jy, portefeuilles oor die algemeen word ook ingekleer en gebou deur mense. As ek net dink, hoe ek die volwasse sake portefeulje eintlik so in gaan die vryheid gekry het om in te gaan speel en te bou op kommando vlak en wat hy is nou teenoor 6 jaar terug toe ek met hom begin het, is dit regtig al heeltemal iets anders en dis lekker as mens die vryheid het om 'n portefeulje te bou. So ja, jy hoef nie 100% te weet wat hy gaan behels vir jou om te sê ja, ek het 'n liefde vir kenners of ek het 'n liefde vir die volwasse ondervinding of 'n liefde vir PD sake. So dan sê jy ja vir daai nominasie. Dan wanneer hulle nou die nominasies die kommandoleier die nominasies ontvang, dan indien jy die enigste persoon is wat vir daai pos genomineer is, dan is daai pos joune. Dan sê ons ja, baie dankie vir jou diensbaarheid. Indien daar meer as een is wat vir 'n pos genomineer word, dan kies die kommando bestuur. Die strukturering van die kommando dagbestuur is ook op die kommando bestuur se skouers. Onthou, ons kommandos word nie deur kommando dagbestuure geran nie. Hulle is nie die baas nie. Die baas is die kommando bestuur en die kommando dagbestuur is diensbare leiers wat die besluite van die kommando bestuur uitvoer en seker maak dat die besluite van gebied en nasionaal ook uitgevoer word. So ons is eintlik net diensbare leiers wat gesê het, ja, ek sal help om hierdie dag tot dag se take van die kommando te help doen. So die verskillende poste en take van dagbestuurslede is nou die groot vraag op almal se lippe, né? Nou om hierdie te verstaan, is dit baie moeilik om te gaan van die agterkant af en te sê daar is hierdie kernposte, maar daar's hierdie beskikbare poste en dit gaan op die einde van die dag eintlik net 'n malligheid in jou kop veroorsaak. So die beste manier is om te begin by die begin. En jy begin eintlik wanneer mens dink aan wanneer 'n kommando gestig word. Hy was nou 'n veldkornetskap vir 'n rukkie onder 'n ander kommando se leiding en toe word hy nou 'n kommando. Nou wanneer jy 'n kommando stig en ons nog net 'n paar mense betrokke hierby, dan het jy jou kern mense, 'n kommandoleier en 'n AKL admin en finansies. Nou dit kan 3 poste wees indien daar nie 'n adjunkkommandoleier van finansies beskikbaar is nie, val daai werk ook op die adjunkkommandoleier admin se skouers. So daai is eintlik die 2 tot 3 oorspronklike poste. En daai word baie mooi uiteengesit in hoofstuk 20 van die reglemente oor wat is die take wat onder daai mense val. En dit is waar mens begin, want dit is die kerntake van die bestuur, die dag tot dag se dinge van 'n kommando. So die kommandoleier neem leiding in die bestuur van die voortrekker kommando. Tree op as voorsitter van die volgende vergaderings. Dis eintlik nou al jou vergaderings wat die kommando insluit, né? Die mense, die groot mense van die kommando insluit. Tree op as verteenwoordiger van die kommando wanneer met buiteinstansies in die gemeenskap geskakel word. Nou, kommandobestuur kan ook 'n ander offisier benoem om dit te doen. Indien weet baie keer is dit iemand wat hulle hand opsteek vir die werk agter kommandoleier wees, maar hulle het nie soveel koneksies in die gemeenskap nie. En indien daar iemand op die kommandobestuur is wat wel het, dan vra mens hulle om dit te doen. Maar dis eintlik kom dit op die kommandoleier af.
sien toe dat die uitvoering gegee word aan die opdragte van die Kongres, hoofbestuur, gebiedsbestuur, oordbestuur, kommandobestuur en offisierraad. So ja, diensbare leier in 'n kommando leierposisie, nou. Kom met die adjunkkommandoleiers ooreen oor die werkverdeling en nakoming van alle verantwoordelikhede van kommando dagbestuur. Nou daar is nou ons kernplekkie, né? Want soos wat jy jou dagbestuur nou verder uitbou, so kyk jy na daai. Wat wil mense doen? Wat kan mense doen? En wat kan mense van jou skouers afhaal? Jy bly wel as kommandoleier aanspreeklik vir alles en dit is hoekom ek dit altyd baie duidelik maak aan alle dagbestuurslede. Selfs wanneer jy die vryheid kry om iets op jou eie te doen, moet jou kommandoleier steeds weet van alles wat jy doen. Want hy is verantwoordelik vir alles wat jy doen, of eerder aanspreeklik vir alles wat jy doen. En daai aanspreeklikheid gaan nie weg wanneer hy 'n adjunkkommandoleier aangestel het in 'n pos nie. Hy is aanspreeklik vir die voortrekkerkommando, ons is hierso by F, is aanspreeklik vir die sekretariële take binne die voortrekkerkommando en sien toe dat behoorlike notules gehou word, dat dokumente bewaar word en dat die kommando argief deur 'n uittredende sekretaris aan sy opvolg oorhandig word. Hy is aanspreeklik, hy of sy is aanspreeklik vir die voortrekkerkommando se finansies en mede-verantwoordelik vir die hantering daarvan in ooreenstemming met hoofstuk 14 van die reglemente. Hy is aanspreeklik vir volwasse werwing, opleiding en motivering. Hy is aanspreeklik vir suksesvolle aanbieding van die jeuglid se kurrikulum. Hy is aanspreeklik vir die voortrekkerbeeld van die gemeenskap om dit daar uit te bou. En hy is aanspreeklik vir die werwing van jeuglede. So wanneer jy kyk na hierdie take, pligte en aanspreeklikheid van 'n kommandoleier, dan kan jy, indien jy al 'n rukkie op een of ander dagbestuur dien, al klaar sien dat hier is reeds potensieel vir ander adjunkkommandoleiers om poste te neem. Werwing, opleiding en motivering van volwasse lede. Daar is 'n adjunkkommandoleier van volwasse sake wat later bykom wanneer die kommando groei en groei. By die volgende stukkie het ek gou hier gesit. By die volgende enetjie het ek gou gesit wat die my skerm nie wil draai, dis hy. Wat die adjunkkommandoleier van administrasie doen. So die adjunkkommandoleier van administrasie is natuurlik jou tweede pos wat jy in 'n klein nuwe kommandootjie insit. So hulle verantwoordelikheid is en verskoon my as ek nou weer eens meer sê sy, ons almal weet dat daar is wonderlike adjunkkommandoleiers van administrasie wat mans is in ons beweging. Dit is nou net in my wêreld is dit 'n dame al van dat ek 'n offisier weer is in hierdie kommando. So ja, as ek nou meer sê sy as hy, verskoon my asseblief. Is hy verantwoordelik vir die hantering, behandeling, afhandeling, koördinering van die ondergenoemde sake. Nasionale gebieds- en oordomsendbriewe, inskrywings vir gebieds- en ander kampe, aansoekvorms vir die silwer en goue voorheuke en spesiale toekennings, inskrywings vir voorslagtoekennings vir penkoppe en drawertjies, inskryf vir presidentverkenner toekennings. Is aanspreeklik vir alle kommunikasie van die voortrekkerkommando volgens bepalinge van die kommunikasiebeleid van die voortrekkers. So korrespondensie moet sy doen. Tree op as sekretaris van die volgende vergaderings binne kommandoverband. Daai lysie van hulle almal wat die kommandoleier natuurlik optree as voorsitter. Is verantwoordelik vir die registrasie van alle lede van die voortrekkerkommando op die sentrale administrasiestelsel wat ons almal ken as SAS. Is verantwoordelik vir kommando verslae en opgawes met oorleg met ander lede van die kommando dagbestuur op die sentrale senuweestelsel. En wanneer die voortrekkerkommando nie 'n adjunkkommandoleier finansies het nie, vervul die adjunkkommandoleier administrasie ook die pligte van die penningmeester totdat 'n persoon daarvoor aangewys word. So dan wanneer die finansies uiteindelik bykom en ons is nou 'n 3-dubbele tou wat moeilik breek, dan neem die finansies hierdie pligte nou oor van die administrasiepersoon af. Die adjunkkommandoleier finansies bestuur die finansies en bates van die kommando indien so deur die kommando bestuur besluit. Die adjunkkommandoleier finansies doen op elke kommando bestuursvergadering verslag oor die stand van sake van die kommando se finansies en bates. Die adjunkkommandoleier finansies maak die boeke van die voortrekkerkommando te eniger tyd toeganklik vir die lede van die kommando bestuur. Want onthou, hulle is eintlik die baas van die kommando. Wanneer die adjunkkommandoleier finansies uitreë of bedank met die finansiële boeke en batelys binne 30 dae aan die opvolgende adjunkkommandoleier finansies oorhandig word.
So of aan die kommandoleier self natuurlik, né? Want hy is aanspreeklik. Hy bly aanspreeklik. Nou sal jy sien, in baie kommandos wat klein tot medium kommandos is, het hulle hierdie kernposte. Dit is wat hulle dit noem, die kerndagbestuursposte. Jou kommandoleier, adjunkkommandoleier, administrasie, finansies, en dan soos wat jy nou 'n bietjie meer groei, dan begin ons nou kyk om van daai take, soos by die kommandoleier, die suksesvolle aanbieding van die jeuglid se kurrikulum, nou kan daar 'n adjunkkommandoleier van PD sake kom, want nou is ons PD korps sterk 30, 50 lede, en nou raak dit baie werk saam met die ander kommandoleier take ook. So nou kan die kommandoleier gaan en hulle stel dan iemand aan as die kommando bestuur, en hulle sê ons het nou plek vir 'n adjunkkommandoleier PD sake. En dan word daai aanspreeklikheid word dan oorgeskuif as die verantwoordelikheid van die adjunkkommandoleier PD sake. En dieselfde met volwasse sake. So jy dan van jeugsaake aan die begin en volwasse sake. En later, soos wat jou kommando groei, dan word dit van PD en verkennersake. Nou, die Vrystaat het nou nogal regtig 'n goeie wenresep. Dit het ons verbaas. Ek was mal daaroor by die Nasionale Komitee vir Volwasse Sake. Ons adjunkhoofleier volwasse sake het 'n groot liefde vir statistieke en te gaan kyk hoe gaan dit by al die verskillende plekke. En weet jy, die Vrystaat doen iets reg. So ek het toe nou met Willie Engelbreg van die Vrystaat gaan gesels om by hom te hoor hoe doen hulle dit. So, baie welkom Willie en baie dankie dat jy met ons gesels vandag. Baie dankie Deidre vir die geleentheid om so saam te kuier. Vertel vir ons hoe die Vrystaat te werk gaan. Julle het 'n sukses. Iets het nou gebeur, Deidre. Daar by julle in julle gebied. So kom ons gesels oor julle kommando dagbestuure. Hoe bou julle hulle? Deidre, ek dink die Vrystaat is uniek in die sin dat ons 85% van ons kommandos is omtrent skoolgebonde, wat die opset 'n bietjie anders maak, wat beteken ons is in 'n skoolstruktuur, ons het 'n direkte verbintenis met die skole en ons gebruik hulle infrastruktuur en is selfs baie keer 'n deel van die skool se begroting. En dit beïnvloed nogal ons werking verseker. Maar ons kommandos is ook kleiner. Ons praat maar van klein en medium kommandos. Ons het seker so 6-7 kommandos wat dalk bo 150, 200 sal wees, maar die meeste is klein en medium. En in ons kommando dagbestuur, omdat offisiere getalle minder is, probeer ons so hulle aanwend dat ons steeds kan fokus op spanne. En daarom het ons gewoonlik meeste van die tyd 'n kommandoleier, adjunkkommandoleier administrasie en 'n adjunkkommandoleier finansies. Die basiese deel, as ek dit so kan stel. Van die kommandos gebruik ook adjunkkommandoleier vir bemarking, en dan is daar baie wat die gedagte van die veldkornet ook nog uitoefen, of dit dalk 'n veldkornet net vir kenners is, of dalk 'n veldkornet vir kenners en 'n veldkornet PD's. Dis die basiese strukture wat ons gebruik in die Vrystaat. So julle werk eintlik maar op die kernposte van die voortrekkers, as ek jou reg verstaan. Ja, dit is maar die gedagte om op die kern te fokus. Ek weet regtig nie van kommandos wat in die Vrystaat groter strukture het as dit nie, omdat die getalle maar beperk is, en ek dink ons kry alles gedoen wat ons moet doen binne in daai struktuur, en ons gebiedsdagbestuur en die oordbestuure vervul ook 'n rol om die kommandos by te staan. Is dit waaraan julle sukses toeskryf? Want ek hoor julle gebied is uiters suksesvol, tog is julle bestuure klein. Ek dink tog dit is die deel wat dit maklik maak, dat ons fokus hou waar dit hoort. Die fokus is op spanwerk en op kommandowerk. Die ander strukture moet 'n ondersteuningsfunksie lewer, en ek dink dis dalk die groot sukses, dat kommandos kan fokus op wat hulle moet fokus. Wat doen julle kommandos anders as die res van die land? Wat kan ons by julle leer? Ek dink soos ek vroeër genoem het, die deel dat ons skoolgebonde is, het 'n groot invloed, maar die enkele kommandos wat nie by skole gebonde is nie, dink ek volg dieselfde resep. Ons is baie sterk gefokus op ons gemeenskap.
In byvoorbeeld Bloemfontein is daar nou 10-11 skole dalk en van daai 10-11 skole is daar dalk 9 skole wat voortrekkerkommandos het. En elke kommando is verbind tot sy skool in sy spesifieke gemeenskap. Die invloed van daai gemeenskapgebondenheid is dat ons ouers baie nou betrokke is by die voortrekkers. Die gevolg van ouers wat betrokke is dat hulle vriende word, meeste van die tyd sommer 'n heemraadslid word ook, en daai persone word later offisiere. So dis so 'n stuk van die voedingsbron vir jou kommando gee om te sorg dat jou volwasse lede betrokke. Ons afgelope gebiedsraad het ook besluit dat ons vir elke kommando vra om minstens 1 heemraadslid in hulle struktuur te hê, sodat ons daai van uitbouing en ondersteuning en inploeg in die gemeenskap verseker kan behou. Ons kommandos wat nie betrokke is by 'n skool nie, is baie keer gefokus op 'n kerkgemeenskap, en daar is selfs enkele kommandos wat terreine het, wat dan in 'n gemeenskap 'n voortrekker terrein nog het, en daai gemeenskap dan betrek by al hulle aksies. Ek dink die groot deel gaan hier wees die gemeenskapgebondenheid. Weet jy, en ek dink dat daai liefde vir die gemeenskap is iets wat ek al lank terug by die Vrystaat gesien het. Selfs die manier wat julle gemeenskap, julle mede-voortrekkers bereid was om julle te help toe een van julle groot terreine gebrand het. Het gewys die liefde wat julle uitdra, wat weer na julle toe terugkom. Wat doen julle as gebiedsdagbestuur om julle kommandobestuure verder te ondersteun, nou dat hulle ook die betrokkenheid van die ouers en die volwassenes in hulle gemeenskappe het? Ja, Deidre, ek dink nogal die deel wat jy noem vir die gemeenskap wat ons ondersteun, Doringkloof bestuur ons eintlik maar ook so op 'n kommando op sy eie, en ons het 'n nouband met die boerderygemeenskap, en dis juist daai gemeenskap wat weer inset lewer in Doringkloof. Ons het die afgelope week wat verby is nogal brandbane geskraap op die plaas, en ons het nie 'n groot genoeg trekker nie, en die bure het kom help. So hulle doen dit sonder koste, maar dis ons betrokkenheid in die gemeenskap, en is so 'n stukkie wat die dagbestuur ook in 'n gemeenskap wat kan betrokke wees. Oor ander goed wat die dagbestuur doen, dink ek het ons volwasse sake gebiedskomitee sterk fokus op volwasse opleiding. Dit was ook een van ons strategiese doelwitte vir hierdie termyn, om sterk te fokus op volwasse opleiding, maar nie net die kursusse wat die voortrekkers aanbied nie. So het Jan van der Walt en sy span 'n volwasse verrykingsnaweek begin, wat in die begin van die jaar is, en die idee van daai naweek is om 'n offisier toe te rus om 'n verskil te maak. So 'n bietjie van 'n fokus op die mens, die offisier as mens, en om daai persoon dat hy of sy net 'n bietjie meer vir hulle self kry, nie net fokus op dit wat die voortrekkers in kursusse bied nie, maar dit wat jy nodig het om mens te kan wees. So dit was een van die groot fokusse, dink ek, wat 'n bystand lewer vir ons volwassenes, en dan eintlik nog maar terugploeg in die kommandos ook op die ou ende om die bestuure te versterk. En dan het ons gebiedskomitee bemarking ook eintlik 'n ander inslag, spesifiek om die bemarkingsaksies so uit te bou, dat ons kommandos in die gemeenskap bystaan om sigbaar te wees. So ons het hande gevat met 'n eksterne maatskappy, Chris Conway en sy besigheid het ons gekontrakteer so 3 jaar terug al, en het ons 'n sterk sosiale media profiel wat ons gevestig het. Ons fokus baie op byvoorbeeld die gedagte van wat is 'n offisier? Hoe word jy 'n offisier? Wil jy graag 'n heemraadslid word? Wat beteken dit om een te wees? Of ons het projekte wat ons spesifiek sê, wat bied die voortrekkers jou? Dan fokus op 'n laerskoolgedagte of op 'n hoërskoolgedagte. En die taal wat ons daar binne gebruik, probeer ons so doen dat iemand in die gemeenskap dit sal verstaan, want die voortrekkertaal is baie keer moeilik as jy nie deel van ons struktuur is nie. So ek dink dis die werk wat die dagbestuur doen. En dan dink ek een ding wat vir my baie groot in die Vrystaat opset is die span opset. Ek sluit byvoorbeeld my gebiedsboodskap in ons omsendbrief en ons Vrystaat nuus video af met die woorde saam hou ons koers. En ek dink dis iets wat dalk maar ook 'n bietjie eie is aan die Vrystaat. Ons werk as 'n eenheid, en as ons goed aanpak, doen ons dit as 'n span saam, en dryf ons dit sodat ons as 'n eenheid saam hierdie aksie kan uitvoer. Ek dink regtig dat daai span en gemeenskap is iets wat die res van die land regtig by julle kan leer. En ek dink dat daai is iets wat ons op kan fokus in die groter kommandos,
om regtig daai span en gemeenskap weer terug te bring en deur te werk baie sterk, want dit is tog die burgerskap gedeelte ook van ons ABC. So vreeslik baie dankie Willie. Dit klink vir my soos 'n wonderlike gebied om van deel te wees en dankie vir die werk wat jy in daai gebied doen ook. Dankie Deidre, is 'n voorreg en is lekker om saam met julle te kon kuier. Ons nooi julle baie graag weer. Ek hoop jy het 'n wonderlike dag verder. Dankie, dieselfde daar by jou. Ja, so daai was Willie Engelbreg, ons gebiedsleier van die Vrystaat. So ek dink ons kan baie by hulle leer met hulle kleiner tot medium kommandos en hoe hulle die gemeenskap betrokke kry om hulle kommandos te help. Ek dink dat daai is, soos ek gesê daar ook iets wat die groter kommandos, want omdat die groter kommandos baie keer baie interne hulpbronne het, dan vergeet ons baie keer om ons gemeenskap meer te betrek. So ja, daai is vir my so brokkie goue inligting wat Willie daar met ons gedeel het. En dan weer eens die VVN wat hulle ook reël van die begin van volgende jaar. Hy's 'n redelike nuwe ding. Ek is baie opgewonde oor hom. Ek het 'n baie groot liefde vir die volwasse verryking. Jy weet, ons as volwassenes, ons gee vreeslik baie vir hierdie beweging en dit is nodig dat ons vir ons volwassenes teruggee. En daai is een van daai plekke wat ek dink jy voel bederf wanneer jy daar wegry. Goed, so ons gaan gou-gou verder met hierdie. Die rede hoekom ons gou-gou vir Willie daar ingesit het is omdat hy so gepraat het oor die kernposte van die dagbestuur, né? So nou het ons gekyk wanneer jou komando nou so 'n bietjie groter raak as 'n medium grootte komando, dan gee dit jou nou daai speelruimte dat jou kommandobestuur, jou dagbestuur bietjie kan uitbrei om meer mense die geleentheid te gee om hulle leierskap te ontwikkel, en nie net hulle leierskap nie, ook hulle vaardighede. Sodra jy in 'n dagbestuurspos is, dan leer jy regtig nuwe vaardighede wat buite jou gemaksone is en wat jou vat na wonderlike plekke toe in hierdie lewe. So ja, om daai mense die geleentheid te gee, is dit wonderlik as ons groei en is wonderlik as ons kommandos op so 'n plek groei dat daar plek is om van hierdie take dan nou te allokeer aan ander mense. Want hoe groter die komando is, hoe meer administrasie is daar en hoe meer tye is daar, want onthou die kommandoleier is by al die komando aktiwiteite. So hoe groter die komando is, hoe meer dinge is daar vir hom te doen en hoe meer is dit goed vir hulle ook en vir hulle uitbranding om ander mense te kry om hulle te help. So om daai dagbestuur nou uit te brei, dan gaan ons nou daai jeugsake, gaan jy nou deel in PD sake en verkennersake sodat jy hier bietjie af in die lys kan sien. Maar ook kan jy nou op 'n stadium as jy sien dat jou hele PD korps raak regtig lekker groot, daai veldkornetskap, dan kan jy hom ook deel in graad R tot 3, jou junior PD's en in graad 4 tot 7, jou senior PD's en vir elkeen daar 'n AKL gee. Nou elkeen van daai veldkornetskappe eintlik het 'n ander fokus, want van graad 4 af begin jy nou 'n bietjie meer op die voorslagproses fokus, waar graad R tot 3 fokus jy op voor die word. En so ek dink daar's regtig plek vir twee mense wat daar leiding gee. En ek hoor by 'n kleiner komando wat ongelooflik doen en ek leer ook baie by hulle en hulle fantastiese volwasse sake persoon wat hulle het, Annelies. So dit is 'n buurtkomando van ons wat besluit het om iemand wat ongelooflike ondervinding, diensjare, regtig baie kennis het as 'n veldkornet aan te stel oor hulle junior PD fase. So selfs as jy 'n adjunk kommandoleier het oor jou hele PD's, dan is dit baie keer van waarde om iemand met baie kennis as 'n veldkornet dan nou net aan te stel oor hierdie graad R tot 3 wat dalk baie vrae het, wat dalk bietjie meer leiding het in daai proses om oorie te word in murg en been. Natuurlik volwasse sake opleiding kom ook baie by die volwasse sake pos. Dit is natuurlik as jy gaan kyk na die reglemente en die doel van 'n adjunk kommandoleier volwasse sake, dan het dit verseker te doen met baie opleiding. So en wanneer mense op kommando vlak daai opleiding al kan begin doen, nie net die inligting deurgee van ander wat dit aanbied nie, is dit regtig 'n bevoordeelde posisie om in te wees. En dan natuurlik kan jy op daai stadium ook jou adjunk kommandoleier bemarking aanstel, nou wanneer nou bietjie jou Facebook blad en jou Instagram blad van jou kommando kan hardloop, wat kan help met oop daar by die skole, wat oulike bemarkingsidees kan uitdink om hierdie kommando te bevorder. En dan soos dit ons groter en groter word,
dan kan jy nou 'n lekker groot dagbestuur bou, né? Want jy kan dan nou gaan kyk, 'n dagbestuur wat baie groot is. Hulle het byvoorbeeld meer as een spesialisasiedag of spesialisasie naweke, GGN'e wat hulle nou al kan reël met baie mense wat van ander kommandos wat ook kom. Wanneer jy 'n komando het wat nou 'n komando kamp het, jy het 1 of 2 GGN'e in 'n jaar, jy hou 1 of 2 funksies vir jou volwassenes, daar's dalk 'n dagbreektoetsing, 'n voorslagvoorbereiding, 'n dag vir jou verkenners. Nou begin daar iemand wat moet kos maak in die komando, is nou nie net meer 'n spannetjie, 'n komitee. Nou is dit dalk van waarde om iemand in 'n adjunkkommandoleier spysenering, sosiaal of AKL kos in te sit. En dan natuurlik adjunkkommandoleier spesialisasies. Daar is 'n werk wat baie keer sommer onder die adjunkkommandoleier PD's en verkenners val en dan ook natuurlik saam met die administrasie om dit op SAS te kry, saam met jou kommandoleier. Daar's baie hande wat saamvat. Maar sodra komando regtig groot word en jy hierdie spesialisasie daar het en spanne begin op hulle eie kentekens doen, dan is daar baie waarde aan iemand wat gefokus is op goeie spesialisasies, dat al die vereistes nagekom word, dat almal dieselfde ondervinding het en dat ons regtig hierdie kennis in waardevolle maniere aan ons kinders oordra. So jy kan sien hierdie lyk nou soos vreeslik baie mense wat nou op hierdie dagbestuur werk, né? Maar hier kan mens dit nou baie mooi sien. Jy sal sien ook hier is die potensiaal vir 'n adjunkkommandoleier administrasie en net daaronder adjunkkommandoleier sekretarieel. So julle het nou gesien onder die AKL admin is daar hierdie lys van korrespondensie, ook van jou notules wat geneem word by al die vergaderings en dit kan 100% onder jou administrasie val. Sodra jou komando so groot word dat jou adjunkkommandoleier van admin 500 lede moet help registreer en alles uitwerk, is dit dalk van waarde om iemand anders daai pos te gee om al die notules reg te doen, op te pas, seker te maak dat die korrespondensie uitgaan. Die kommunikasie daar is altyd baie belangrik. So ja, hier is lekker idees oor hoe 'n kommandobestuur hulle dagbestuur kan uitbrei, sodat ons meer mense die geleentheid gee, sodat ons poste deel, sodat die las op groter kommandos se adjunkkommandoleiers ligter is. En jong, yster slyp yster en vriende vorm mekaar, né? En so dit is lekker om verskillende mense se opinies te hoor. En is lekker wanneer jy op 'n plek gekom het wat jy deel is van 'n dagbestuur waar jy kan sien hy het al so ontwikkel dat daai regte mense in daai regte poste is. Ek gaan nie te veel daaroor sê nie. My eie kommandoleier is baie goed daarmee om leiers so op te rig dat hy sê altyd hy praat laaste en hy het so 'n lysie wat hy so moet afmerk en soos wat al hierdie mense hierdie inligting deurgee, waardevolle wonderlike inligting, op die einde van die dag het hy dalk 2 goedjies om te sê. Maar dis omdat hy sulke wonderlike leiers oprig vir die beweging. Ons gaan nou by hom kom. So jy kan natuurlik ook jou dagbestuur aanvul met hier aan die regterkant is daar 4 maniere wat jy hom kan aanvul. En jou veldkornette. So jy kan of veldkornette aanstel as 'n hulp vir jou dagbestuur. So 'n dagbestuurspos wat nou iemand het wat by hulle leer, wat hulle help, wat 'n moontlike opvolger is vir hulle. Iemand wat reeds al die sisteme ken volgens daai die funksies hanteer, die admin daar agter hanteer. 'n Veldkornet het baie waarde. Verskillende portefeuilles. Portefeuilles is natuurlik ook op jou dagbestuur as jy byvoorbeeld 'n portefeulje het vir noodhulp. Want by al die verskillende dae gaan jy noodhulp nodig hê. Jy het iemand in jou komando dagbestuur of op jou komando bestuur nodig wat bietjie van noodhulp al weet vir hulle om die noodhulp portefeulje te hê. So hulle hoef nie noodwendig op dagbestuur te wees om elke keer die oproep te kry en te sê is jy reg vir hierdie en hierdie aksie om dan jou noodhulp te bring. So daar's 'n paar risikobestuur is een van daai wat 'n oulike portefeulje is. Iemand wat kan by Rietvallei is die verkennerssake adjunkkommandoleier. Hy is die risikobestuurbeampte, want dit is in sy karakter, dis in sy persoonlikheid om goed raak te sien wat reggestel kan word. So kyk uit vir daai persoon en gee vir daai persoon spesifiek 'n portefeulje van risikobestuur, sodat jy die regte mense op so 'n manier in die regte pos te kry. Natuurlik offisiereraad en komitees. Nou, komitees is 'n baie groot ding in die voortrekkers op die oomblik, want hy is 'n lekker ding. 'n Komitee kan gestig word vir 'n spesifieke taak en wanneer die taak afgehandel is, dan kan die komitee ontbind word. So dis lekker vir mense wat wil betrokke raak, maar nie 'n 2 jaar kontrak wil teken nie.
Goeie dagbestuure en gelukkige volwassenes is gelyk aan groei. Dit is hoe jy op 'n plek kom waar 'n komando van 30, 50 word, dan 100, dan 200 en voor jy jou oë uitvee is jou komando 500. As jy begin by daai, kom ons wees 'n passievolle goeie dagbestuur, maak seker ons volwassenes is gelukkig sodat die jeuglede kan gelukkig wees. Dan gaan nog jeuglede kom. Dit is wat groei doen. So ek het gaan aanklop by die vinnigste groeiende komando in ons beweging. Boet Botma is 'n komando van Namibië. Matilda de Klerk is die adjunkgebiedsleier van volwasse sake van Namibië, maar sy is ook die kommandoleier van Boet Botma. Jonger is daar nou 'n ander persoon in hierdie beweging wat ek kan sê sy trek mense aan as gevolg van haar passie vir hierdie beweging. Dan is dit Matilda de Klerk. So ek het met haar ook 'n onderhoud gevoer om te hoor wat doen hulle reg daar in Namibië. So kom ons kyk dat hierdie ene mooi deurkom. Bevestig asseblief net met my die klank weer asseblief. Dankie Matilda dat jy met ons gesels vandag oor wat julle daar in Namibië doen, wat wenresepte is. So ja, baie welkom. Baie dankie Deidra. Ja, ek moet sê toe julle laat weet ons is die vinnigste groeiende komando, was ek was geskok. Ek het nie besef ons is besig om so vinnig te groei nie. So dis 'n voorreg vir ons. Baie dankie. Ja, ek dink dit is 'n ongelooflike ding op trots te wees om te kan sê dat julle lok Afrikaners na hierdie ongelooflike ondervinding toe. Waar begin julle wanneer julle dink aan groei? Ek dink ons het lankal besef dat 'n komando groei by die PD's. Jy weet vir kenners, as hulle daar kom by verkenner wees, dan is daar ook allerlei ander goed wat hulle belangstelling trek. Veral in 'n klein dorpie soos ons waar ons maar min mense het, kry ons sterk verkennerjare en swakker verkennerjare, groter getalle en minder getalle. En vir hierdie rede fokus ons maar op die PD's. Omdat ons so klein is, spandeer ons ook as 'n komando almal baie tyd saam. So die PD's en die verkenners almal saam. En ek sien dat die kleintjies kyk vreeslik op na die grootes. En as jy dan vir hulle wys hoe lekker dinge doen die verkenners en wat so ongelooflike geleenthede vir kinders het, die aktiwiteite, dan kan hulle nie wag om ook verkenners te wees nie. So ons fokus redelik op die PD's. Ons doen ook baie advertensies by skole. En dit gee ook die verkenners die geleentheid om dan nou baie verantwoordelik op te tree, want ons kommandokampe saam, ons spangeleenthede is saam, so ons fokus meeste op die PD's, sodat ons dan hulle kan trek tot by verkenners. En sê in Suid-Afrika het julle baie betrokkenheid van die skole. Ek dink tot op hede was dit redelik so, maar ek dink julle beweeg nou in dieselfde krisis wat ons in was. Na onafhanklikheid het ons mos heeltemal verengels, wat beteken dat ons het glad nie meer die Afrikaner geskiedenis geleer nie. Ons hele taal was Engels, alles wat ons in ons land gedoen het was Engels, en het die voortrekkers regtig 'n groot duik gevat. Daar was kommandos wat toegemaak het. As jy kyk hoeveel kommandos ons gehad het en waarmee ons vandag sit, is dit eintlik hartseer. En ons het maar met jare probeer om ons skool weer betrokke te kry. Die skole het glad nie meer betrokke gewees nie, want ek bedoel alles was Engels. Hulle kon eintlik nie betrokke raak nie. En ons het maar gesien dat die kinders wat by die voortrekkers betrokke is, wat ook dan by skole is die kinders wat dan die leierskap posisies daar vat. En ons kon dan oor 'n lang tydperk sê, luister, kyk, elke jaar jy kan sien, die hoofmeisie, die hoofseun, die ouens wat leierskap vat, is voortrekkers. En dit moet tog iets beteken vir die skool. En op daai manier het ons weer die skool betrokke gekry. En ons is baie bevoorreg. Ons is nou 'n amptelike buitemuurse aktiwiteit van ons skool hier in Walvis Bay. En dit maak natuurlik dat dit ongelooflik is, want ek bedoel, hulle sit ons in hulle beplanning en hulle vra vir ons wanneer is ons aktiwiteite. En so beplan hulle dan ook rondom ons goed. Ons kry erkenning. Hulle gee vir ons vervoer. Hulle help ons om ons kinders aan te ry. So, en ek dink in Suid-Afrika met die kleiner dorpies, ons is mos ook 'n klein dorpie, Walvis Bay, maak dit dan dat dit help baie dat jou skool betrokke is. En julle sal sien by julle ook nou, ek hoor al hoe meer sê die ouens dat hulle verloor die skoolbetrokkenheid. Maar mens moet net aanhou op 'n stadium weer
trek jy weer die skole in, want die skole besef op die ou en dat ons is besig om leiers, klein leiertjies op te lei, en hulle het eintlik vir ons nodig. En bemarking is natuurlik verskriklik belangrik, en hier help die skool ons ook. Die skool bemark met ons sit al ons goed op Facebook, ons gebruik bemarking verskriklik, ons is regtig aktief om te wys wat ons doen. Ek bedoel, mense uit ander dorpe bel my, dan vra hulle, waar is hierdie plek? Dan sê ek, ons is in Walvis, dis 'n bietjie ver van julle af. Jy weet, so dit is verskriklik belangrik. En soos ek sê, skool bemark ons ook. As ons iets opsit, dan stuur die skool dit ook aan. En dan spog ons natuurlik ook wanneer ons voortrekkertjies iets ouliks doen by die skool of by hulle buitemuurse aktiwiteite, dan spog ons ook met hulle op ons blad by die voortrekkers wat dan weer by die skool gedeel word. So versprei ons dan, jy weet, ook maar ons naam en dit wat ons doen, so ver as wat ons kan. So is die belangstelling outomaties dan nou by die ouers ook, kry julle baie belangstelling van volwassenes af ook? Jy weet, ons sit in 'n hawe dorp, en soos jy weet, dis 'n diverse gemeenskap wat ons het. Ons maak regtig ons deure oop vir almal. Ons het al Duitse voortrekkertjies gehad. Jy weet, jy kry hier baie gemengde huwelike van 'n Duitse mamma en 'n Afrikaanse pappa, of 'n Portugese mamma met 'n Afrikaanse pappa. Jy weet, so jy sit met vreeslike diverse mense, en ons maak ons deure oop vir almal. So die voortrekkers is nie net hier, wil ek amper sê, vir ons suiwer Afrikaners nie, maar dit is vir 'n groot groep mense. En ons glo ook dat deur ons deure oop te maak vir almal, ons natuurlik besig is om ons roeping as 'n opvoeder en as 'n plek waar mense Christus kan leer ken, jy weet, gebruik. So ons fokus regtig daarop om regtig vir almal 'n plekkie te skep. En daarbey is ons ook glad nie prestasie gedrewe nie. So ons fokus op gelukkige kinders, ons fokus op avontuur, dis die goed wat vir ons belangrik is. Ek sê altyd by Boet Motta, maak ons van kinders oulike groot mense. O ja, dit is waar dit begin, né? Jy is vir daai kinders, maar met die doel op die oog, dat hulle eendag volwassenes gaan wees, dat hulle plekke hier vol staan. By Boet Botma het julle duidelik 'n manier wat julle hierdie behoefte aanspreek in julle gemeenskap. As jy 3 suksespunte kan opskryf, wat sou daardie 3 punte wees? Ja, ek dink dis 'n ding wat oor jare gebeur. Dis nie 'n ding wat net skielik gebeur nie. Ek bedoel, toe ek 15 jaar terug in Walvisbaai aangekom het, was daar 15 lede by Boet Botma. En 15 jaar gevat om hierdie groei weer te kry wat dit is, om die skool betrokke te kry, om die gemeenskap betrokke te kry. En die geheim is maar baie jare se leierskap. Toe julle nou sê julle wil 'n onderhoud met my, het ek nou nogal vir my dagbestuur gesê, jy weet, ons moet bietjie sit en dan moet hulle vir my sê, wat is die rede hoekom ons groei? Ek dink van bo af is dit partymal moeilik om te sien wat maak 'n ding groei. En toe die klomp verskriklik lekker gelag, en het hulle eenparig gesê, mense het 'n dinamiese leier nodig. Net hulle sê, daar's net een mal mens soos ek, wat my hand sal opsteek om 'n internasionale saamtrek te hou in Namibië, en te sê, kom, ons gaan dit net doen. En ek bedoel, ek dink dis wat dit is. Jy moet 'n bietjie van 'n waaghalsige persoonlikheid hê, iemand met 'n langbroek vol planne en idees. Jy weet, hulle spot regtig met my, omdat ek het net nie 'n einde nie. So ek dink dit is natuurlik baie belangrik. En as jy entoesiasties is as 'n leier, as jy opgewonde is oor die voortrekkers en positief is oor die voortrekkers, dan is dit aansteeklik. Ander ouens raak ook entoesiasties. Jy weet, ons het nou die naweek ons kommandokamp gehad, en daar was 'n pappa, ek het regtig vir hom gelag. Hy sê vir my, hou jy regtig van wat jy doen? Of is dit net 'n absolute passie vir jou? So dog ek, ja, wat is die verskil? Hou jy daarvan of is dit 'n passie vir jou? Want ek bedoel, na 'n kommandokamp is 'n kommandoleier uitgeput, want daai kindertjies, jy weet, ons kamp fisies van graad R tot graad 12, en jy moet hulle besig hou, en jy moet hulle wakker hou, en jy moet hulle in die slaap kry, jy weet, so, na 'n kommandokamp is 'n mens uitgeput. My stem het nog so effens 'n kraak in van saam sing en saam lag en saam kuier. So, dit steek aan, dit steek ander ouens aan, en dit steek jou offisiere aan, en almal wil dan graag deel wees. Dis harde werk, dis verskriklike harde werk, dit vat baie tyd, maar
mens moet ander ouens bemagtig om saam jou aan te vat. Jy weet, dit is belangrik om 'n bietjie te kan sê, jy weet, doen jy hierdie, doen jy daai, en as jy passievol daarvoor is, dan is die ander ouens ook. Jy weet, ek is skrikkelik lief vir kinders. Ek het regtig 'n passie vir kinders. Ek het 'n passie vir voortrekker. My ouma was 'n voortrekker. My ma was 'n PV. Albei my seuns is PV's. Dis iets wat in my are is. Jy sal weet. Ek weet jy's net so passievol soos ek. En dan is jou offisierekorps vir jou so belangrik en kommunikasie met hulle en jou ouers is belangrik. Sit jou daad by jou woord. As jy gesê het ons gaan kamp, hou by jou datum, hou by jou beplanning. As jy gesê het maandag van 6 tot 7 is voortrekkers, hou daarby. Moenie heeltyd verander nie. Hou jou program vas, want dit wys vir ouers ook. Hier is ons iets. Ons is vas, ons doen ons ding. Ja, so ek dink dit is van die goed wat belangrik is om voortrekkers te laat groei, om jou kommando te laat groei. Natuurlik, die heel belangrikste vir sukses is om eer aan die Here te gee. Ek bedoel, as jy jou fokus nie daar is nie, gaan jy nie groei nie. Jy weet, ons glo en vertrou hier in ons hawe dorpie, wat 'n baie moeilike plek is, om enigsins te kyk na Afrikaans wees, om te kyk na, jy weet, ons het vreeslike dinge wat hier gebeur. Jy ken 'n hawe dorp, jy weet, daar's dwelms en daar's buite invloede. So jy weet, dit is 'n moeilike dorpie, maar as ons gefokus bly en glo en vertrou dat ons besig is met die Here se werk, dan dink ek is groei een van die goed wat gebeur. Ons is regtig geseënd. Ons is regtig geseënd met ons ouers, met ons kinders, met die mense wat na ons toe kom, ou voortrekkers wat bereid is om in te spring en ons te help. Jy weet, ons het ook al die jare, die 15 jaar wat ek hier was, het ons deur regtig 'n ongelooflike leierskap gegaan. Daar was elke keer met 'n nuwe verkiesing 'n nuwe dinamiese, passievolle persoon wat voorgevat het. En dit het gemaak dat Boetpot mag groei. So ons is dankbaar en ons is baie bevoorreg. Iets wat ek oor die algemeen gesien het met die Namibia konferensie is dat julle regtig die orde van dinge reg het. Julle gaan soek julle krag op die regte plek. Julle dra dit oor aan mense onder julle. Julle is leiers, julle is deel van 'n span, diensbare leiers. En ek dink ons in Suid-Afrika kan regtig opkyk na julle. Baie dankie dat jy tyd gemaak het om vandag vir ons te kom vertel van julle suksesstorie, dat ons ook van julle kan leer. Baie dankie, Dedrie, soos ek sê, groot voorreg. En ons wens vir julle daar in Suid-Afrika, ek dink ons is deur groeipyne wat nog vir julle voorlê, met ons wat nou al 'n bietjie langer onafhanklikheid is en deur hierdie fases gegaan het. Ons wens vir julle baie sterkte toe. Aanhouer wen, jy weet, koers hou, op die ou end kom 'n mens weer bo uit. Baie dankie en dankie vir julle leiding. Ek hoop julle het 'n mooi dag verder. Dis altyd so lekker om saam met Matilda te lui te kuier. Ja, ek kan regtig vir dae saam met haar sit en kuier. Sy's een van daai mense wat jy kan haar passie voel en ek dink dit is een van daai geheime, né? Soos wat ek gesê het, goeie leiers skep leiers. Goeie leiers wat 'n passie het vir hierdie beweging, trek mense uit ons gemeenskap uit. Ek is op pad om af te sluit en ek wil 'n laaste gedagte met jou deel van goeie leiers is ook goeie volgers. Weet jy, daai is iets wat ons beweging baie klem op lê. Daai diensbare leierskap. Daai wete dat die kommandoleier is in diens van 'n gemeenskap. Sy dagbestuur is in diens van die gemeenskap. En hulle is almal goeie volgers van die voortrekkers, goeie koershouers. En as ons daarop fokus, dan gaan ons baie sukses hê. Nou baie mense vra nou ook, weet, hierdie dagbestuur wat nou daar aangaan. Hulle dink jy gaan doen, ons gaan hulle nou verkies. Daar's 'n paar kommandos wat al reeds verkies het, wat nou besig is met opleiding. Ek hoop hierdie is vir julle ook van waarde om daai mense lekker opgelei te kry. Een van die suksesvolste dinge wat ek glo in 'n dagbestuur hoort, is dat julle mekaar moet ondersteun. En ek het 'n paar jaar terug het ek op 'n video afgekom wat ek regtig selfs toe ek kom in hierdie aanbieding ingesit het, nou om oor en oor gekyk. Dit mag dalk een van daai goed wees wat ek nie weer droom vir die volgende 2 dae. En ek wil dit baie graag met jou deel. Dit is leierslesse wat ons kan leer
maar dit is 'n baie oulike video. Ek wil jou wel waarsku dat die kamerawerk is uiters swak. So as jy maklik seesiek of karsiek word, dan gaan jy elke nou en dan wil wegkyk. Maar dis snaaks en oulik en ek glo jy gaan dit baie geniet. If you've learned a lot about leadership and making a movement, Ekskuus, ek wil net ook 'n dingetjie sê daar. Ek is vreeslik jammer dat hy in Engels is. Ek het gedink ons moet hom maar vertaal vir die voortrekkers op 'n stadium in Afrikaans. So as daar 'n man is wat wil hand opsteek daarvoor, then let's watch a movement happen start to finish in under 3 minutes and dissect some lessons. First, of course, a leader needs the guts to stand alone and look ridiculous. But what he's doing is so simple, it's almost instructional. This is key. You must be easy to follow. Now here comes the first follower with a crucial role. He publicly shows everyone else how to follow. Notice how the leader embraces him as an equal. So it's not about the leader anymore. It's about them, plural. Notice how he's calling to his friends to join in. So it takes guts to be a first follower. You stand out and you brave ridicule yourself. Being a first follower is an underappreciated form of leadership. The first follower transforms a lone nut into a leader. If the leader is the flint, the first follower is the spark that really makes the fire. Now here's the second follower. This is a turning point. It's proof the first has done well. Now it's not a lone nut and it's not two nuts. 3 is a crowd and a crowd is news. A movement must be public. Make sure outsiders see more than just the leader. Everyone needs to see the followers because new followers emulate followers, not the leader. Now here come 2 more people, then 3 more immediately. Now we've got momentum. This is the tipping point and now we have a movement. As more people jump in, it's no longer risky. If they were on the fence before, there's no reason not to join in now. They won't stand out, they won't be ridiculed, and they will be part of the in crowd if they hurry. And over the next minute you'll see the rest who prefer to stay part of the crowd, because eventually they'd be ridiculed for not joining. And ladies and gentlemen, that is how a movement is made. So let's recap what we've learned. If you are a version of the shirtless dancing guy, all alone, remember the importance of nurturing your first few followers as equals, making everything clearly about the movement, not you. Be public, be easy to follow. But the biggest lesson here, did you catch it? Leadership is overglorified. Yes, it started with the shirtless guy, and he'll get all the credit, but you saw what really happened. It was the first follower that transformed a lone nut into a leader. There's no movement without the first follower. See, we're told that we all need to be leaders, but that would be really ineffective. The best way to make a movement, if you really care, is to courageously follow and show others how to follow. When you find a lone nut doing something great, have the guts to be the first person to stand up and join in. So julle sal sien nou, hulle sê ook, daai eerste vrou, daai een vrou, sy sê, "How did he do that? How did he do that?" Weet, hoe het hy dit gedoen? En ek dink dit is iets wat ons baie vir mekaar vra en baie keer vir ons suksesvolle kommandos vra, "Hoe doen julle dit? Wat kan ons by julle leer?" Dis iets wat baie in my rigting kom en ek dink my antwoord eintlik daar is altyd passie. Maar ek dink dit gaan ook om die regte ou vir die regte pos te kry en dan natuurlik om jou dagbestuur te bemagtig. Ons laaste aanbieder vir die aand is kommandoleier van die grootste komando en komando dagbestuur wat daar is. Hy is hoof Bobbejaan van die Rietvallei Bobbejane, een van my mentors en voortrekker vriende. Ek stel graag aan u voor Arno Jacobs van Rietvallei. Goeienaand Deidre. Hoop dit gaan goed met almal. Ek moet met julle gesels oor om 'n skerm te share. Sal net gou by dat ek net gou kyk. Daar's hy. Kan julle my skerm sien? Gee net 'n duim of iets dat ek net kan sien of kan julle Nee, nog nie. Kan julle nie my skerm sien nie? Ons sien jou gesig, ons hoor jou. Okay, kom nou. Daar's hy. Hoe lyk dit? Daar's hy. Okay, goed. Fantasties. Okay.
ek moet met julle 'n bietjie gesels oor hoe kry mense dagbestuur aan die gang? Hoe hou mense? Wat is ek wil amper nie sê wat is ons geheim nie, want ek voel of dis maar 'n proses. Dit begin maar by 'n punt en dit beweeg maar. So goed. Ek gaan dan begin met 'n paar basiese dinge dat ek nou net gou hierso net weer kry. Daar's hy. Kan julle dit sien daai? Goed. Die kommandobestuur, dit is dan nou dat ek net seker maak ek die regte skryf. Goed. Hierdie is nou tipies aangehaal net so uit die grondwet uit. So hierdie lyk nou baie vervelig, maar dit is eintlik iets wat almal eintlik veronderstel is om klaar te weet. Dit is dan nou net so aangehaal. Dit is dan nou die grondwet daai. Dit is wat is die take van 'n kommandobestuur? Julle sal sien daarso. Ja, so dis okay, so daarso dit net julle kan dit self gaan lees as julle wil. Dit is dan nou daai 22.6.2 die take van 'n kommandobestuur. En dan ons het nou baie daaroor vanaand gepraat is waaruit bestaan 'n kommandodagbestuur. Dit staan ook in die grondwet. Ons het van die basiese 3 gepraat. Dit is gepraat van die kommandoleier en die adjunkkommandoleier administrasie en dan enige ander kommandoleier. Soos bepaal deur die kommandobestuur. En dis vir my eintlik verskriklik belangrik dat ons as kommandodagbestuur kan nie besluite neem nie. Ons is onderhewig aan die kommandobestuur en dit is eintlik baie belangrik. Ons word geskep deur die kommandobestuur en ons word ook gelei deur die kommandobestuur sowel as die jaarvergadering. OK, goed. So hoe word die kommandodagbestuur verkies? Dit word verkies, julle sal sien dit word elke 2 jaar gedoen. Dit is 'n vereiste. En die kommandobestuur verkiesing is dan dit moet gebeur, soos julle kan sien dat dit baie te doen met die termyn na die kongres en dan is dit vir 2 jaar en dan is dit voor die volgende kongres in die 4de skooltermyn moet jy dan die volgende dagbestuur kies. So ons is nou tipies in midtermyn. So wat ons dan nou gedoen is dan nou tipies ons is dan nou met die volgende dagbestuur dan met die oog dan op die kongres wat dan oor so 'n paar jare is, nie meer te ver van hier af nie. So ons is nou tipies met die gebiede se midtermyne dan nou besig. Goed. Hierdie is dan nou tipies Rietvallei se dagbestuur is waar dit op die stadium bestaan. Ons het 'n AKL administrasie wat dan die basiese een is. Julle sal sien daar's 'n kommandoleier ook. Okay, en dan ons het die AKL administrasie opgedeel met AKL sekretarieel en AKL finansies. Dan het ons 'n AKL bemarking en dan ook ons het ons veldkonnette ook deel van ons dagbestuur. So hulle is dan nou ook ingedeel daarso. Julle sien ons het 'n veldkonnet vir bemarking. Dan het ons AKL volwasse sake wat dan die D3 is wat julle dan almal nou ken. En ons het 'n veldkonnet op volwasse sake. Ons het dan ook 'n AKL spesialisasies. Ons spesialisasies word getoets voordat uitgedeel kan word en die voorlegte word alles gedoen op dagbestuur. Ons het dan ook 'n veldkonnet spesialisasies wat help met daai. Dan het ons 'n AKL sosiaal. Dit is tipies ons persoon wat hy noem homself die AKL social in Engels. En hy is tipies daar om hy kook op ons kampe en dinge. So hy het nog 'n groot taak op sekere tye van die jaar. Ons hou daarvan om dagbestuur te hê. Maar dan kan ons ook sekere beplanning doen rondom aspekte van eet ensovoorts, kombuisake wat ons dan kan bespreek. Dan het ons dan ons jeugafdelings ingedeel dan in ons junior PD's of ons AKL Japsnoete en ook 'n veldkonnet daarvoor. As ook 'n senior PD's wat Melanie die AKL Ouvolk, wat dan die senior PD's is wat dan julle vanaand ontmoet het as Melanie. Dan het ons 'n veldkonnet Ouvolk. Ons het ook 'n AKL beterweters of ons verkenners soos ons noem hulle beterweters en ons het dan ook 'n veldkonnet wat dan op die stadium nog nie gevul is nie. Goed. Dis dan 'n tipiese ons dagbestuur lyk. Goed. So ek wil graag 'n bietjie met julle gesels oor hoe werk ons aan die diepte van 'n kommando. So as 'n mens praat van 'n diepte dan dink ek altyd aan 'n rugby span of soos jy kyk altyd na jy moet verskillende posisies hê en jy moet sekere diepte vir dit hê. Mense waarop jy kan terugval as daar 'n krisis kom. So hoe werk 'n mens daar? Dit is dan een van ons groot geheime en ek dink dit werk nogal suksesvol by ons. Goed. Baie belangrik, ons gebruik ons veldkonnette as deel van ons dagbestuur. Dit is vir ons belangrik dat hulle kan sien waaroor dit gaan, want op die ou end is dit baie keer veldkonnette wat in die posisie van AKL instap as die AKL dalk of aanbeweeg na 'n ander pos toe of daar uit die dagbestuur uitgaan. So
die veldbeampte is gewoonlik die persoon wat daar die maklikste daai pos sal kan oorneem. Dis maar ook belangrik dat die dagbestuur altyd as 'n span saamwerk. Dit is my ongelooflik belangrik dat ons mekaar verstaan. En dit is hoekom ons gereeld vergader, maar ek sal julle nou vertel wat ons nog doen alles. Tydens groot dae en dinge is dit as daar 'n krisis kom en ons het dalk 'n persoon wat dalk nie die dag kan bywoon nie. Julle weet dit is maar so dit werk. Dit is voortrekkers en mense het baie keer dit is maar menslik om 'n krisis te hê, so dan het ons mense waarop jy kan terugval en dis waarvoor ons die veldkoördinator dan baie gebruik. Goed. Dan vir ons verskriklik belangrik is volwasse opleiding. Ons beamoen onsself daarby dat ons seker maak al ons offisiere is goed volwasse, is goed opgelei in die formele sowel as die informele volwasse kursusse. Ons ondersteun ook ons offisiere om die offisiere opleidingskampe by te woon. Goed. Dan as ek kyk daar nog iets waarvoor ons 'n groot suksesverhaal het is ons mentorskapprogram. Nie net as jy in dagbestuur is jy noodwendig 'n goeie mentor, maar ook as jy verkies om nie 'n mentor te wees nie, dan kan jy ook gementor word. Nou, ons verkies dat jy in beide gevalle, jy kan 'n mentor hê en jy kan ook 'n mentor wees. Ons verkies daai 3 band en dit maak gewoonlik dat jy het gewoonlik so 'n mentor wat so jare wat so voor jou in die proses is, met ander woorde iemand wat jy kan sê wat kom in die jaar wat die jaarprogram gaan behels en jy dan iemand wat jy kan lei. Wat ook wat jy kan sê, okay, hier kom iets in hierdie in. En dis hoekom ons baie keer ons jaarprogram ons probeer om so naas moontlik aan die vorige jaarprogram hou. Ons wil nie te veel in dit verander nie. Want ons sien die program dit werk. So ons het enkele goeders by, ons skuif enkele goed rond en alles, maar hoofsaaklik hou ons jaarprogram soos dit is. Maar ek sal nou by dit kom. Goed. Dan is my verskriklik belangrik dat ons as dagbestuur almal saam beplan. Ons kyk mekaar in die oë, ons maak seker dat ons almal op dieselfde bladsy is. Ons is 'n span in hierdie ding. En ons moet die komando bestuur probeer lei in die uitvoer van die jaarprogram. Dit is vir ons 'n geweldige groot prioriteit om seker te maak almal van ons is op dieselfde bladsy en dit maak dan noodwendig dat die res van die komando bestuur en die jeuglede wat dan volg is dan almal op dieselfde bladsy. Goed. As ek nou net so 'n bietjie aangaan daar. Goed. Dan het ons het 'n ding wat ons nou begin het in dagbestuur wat ons noem bemark jou pos of bemark jou posisie. Dis my belangrik dat jy as 'n sê nou maar jy is die AKL van die junior PDS seker te maak jy kan jou pos oorgee of jy kan jou pos bemark aan iemand anders wat op die einde die pos moet oorneem. So jy moet dalk af van 'n dokumentasie of 'n dokument saamstel wat jou pos moet kan makliker beskryf. Want dan iemand met die dokument kan vat en sê o, dit is hoe dit werk. Ek as kommandoleier het dieselfde tipe van dokument en dit maak dat ons almal weet ons is nie vir ewig daar nie. Ons gaan op 'n stadium moet aanbeweeg. So daai dokumentasie is verskriklik belangrik om dit oor te gee aan 'n volgende persoon. Goed. Dan ons as dagbestuur is lief daarvoor om saam te kuier. Dan het ons 'n ding wat ons noem shop talk. Ons hou nie daarvan om ons tydens hierdie geleenthede mag ons nie shop talk nie. Ek weet dit is ons praat in Engels, want dit is 'n Engelse term van jy mag eintlik nie voortrekkers praat nie. Dit is nie altyd moontlik. Ons probeer dit doen vir ruk, maar baie keer val ons maar weer terug op dit. Maar ons probeer tog so 'n bietjie met mekaar kuier op 'n meer van 'n informele, nie voortrekker manier om net seker te maak ons is almal mense wat dieselfde wat so denkende mense is. En ons wil so 'n bietjie ontspan en dit is my belangrik dat 'n mens laat 'n mens nie net altyd voortrekkers saam doen nie, dat 'n mens so 'n bietjie kan aanbeweeg en oor iets anders ook kan gesels. Goed. Dan vir my ongelooflik belangrik is om altyd seker te maak jy het 'n goeie skakeling met die wederhelftes en die kinders van dagbestuurslede en selfs ander die lede van kommandobestuur ook. Jy moet seker maak dat jy hierdie mense, die wederhelftes wonder altyd, hoekom vat die vergadering so lank? So daai persoon leen die dagbestuurslid vir jou en jy moet op 'n goeie voet wees met daai persoon om seker te maak dat hulle sal besef dat hulle doen ook 'n goeie ding deur die persoon vir ons te leen in die voortrekkers en seker te maak hulle kry
Hulle word ook waardeer vir wat hulle die opofferings wat hulle doen. Dit gaan ook vir die kinders so, want die kinders het nie noodwendig altyd gekies om altyd eerste by die geleentheid te wees en altyd laaste te loop nie. So mens maak maar altyd seker dat 'n mens maar met hulle ook gesels en hoor hoe dit met hulle gaan. En dit is my belangrik dat hulle ook gemaklik voel en hulle weet maar hulle is maar in hierdie ding. Goed. Dan erkenning en toekenning. Ons maak altyd seker dat ons die regte erkenning en toekenning gee vir werk wat gedoen is. Ons het 'n stelsel wat ons gebruik om seker te maak almal het die regte erkenning of as jy spesiaal gedoen het, dan gee ons jou daardie erkenning. Dit is ons baie belangrik. Goed. Dan wat ons ook baie lief is om te doen is om gewone take vir nie dagbestuurslede te gee om seker te maak dat ons kan begin kyk na die kontinuïteit van ons dagbestuur in die toekoms. Ons identifiseer offisiere in die komando bestuur wat nie noodwendig op dagbestuur al was of is nie, wat ons kan sien wat al kan ons al begin identifiseer om dit te kan doen. En tipies sulke mense vra ons goeders om te doen, soos byvoorbeeld ons het wat ons noem graadkoördineerders. Graadkoördineerder is tipies 'n persoon wat tydens 'n GGN of 'n komandokamp 'n kenteken moet beplan vir die graadgroep. Nou daai persone is dan ons direkte skakeling met die graadgroep. So ons werk nie noodwendig deur die dagbestuur nie. Ons werk direk met hierdie mense en ons is besig om hierdie mense op te lei om stelselmatig gemaklik te raak met die bestuur van voortrekkersake. Ook wat ons doen is ons is lief om seker te maak ons kry mense wat veral nuwe mense, ons kry hulle om op ons kommandokampe en GGN iets eenvoudigs te doen, soos om te bid voor ete of so iets. Net om jou te begin gemaklik te kry dat jy moet voor mense begin praat en moet begin optree en moet begin voorstaan en begin voorvat in situasies. En dit is maar een klein van die maniere hoe ons dit dan moet doen. Goed, dan baie belangrik vir my die komando is om seker te maak ons het die regte empatie. 'n Goeie voorbeeld van empatie is om iemand te kontak op sy verjaarsdag. As iemand verjaar, dan maak ons seker ons kontak die persoon of as iets gebeur het met hulle, iets het in hulle persoonlike lewe gebeur wat ons steeds maar optel. Dan kontak as hulle direk en ons sê vir ons is daar, ons is daar om hulle te help. Ons dink aan hulle en so empatie is vir my ongelooflik belangrik. Goed, dan 'n ongelooflike belangrike ding wat ons as voortrekkers baie ver moet wegstuur. Ek het nie geweet om kliks te spel in Afrikaans nie. Ek dink dit is hoe mense dit spel in Engels, daai kliks met die key. So ons moet verseker veral ons mense wat al 'n bietjie in die ding was, ons moet baie versigtig wees om nie kliks te vorm nie, om seker te maak jy trek vir al die nuwe mense en ek weet altyd op ons komando bestuurskampe ons fokus daarop om weg te beweeg van kliks. Ons wil dit glad nie hê nie, want jy wil nie daai stigma stig nie. Jy wil graag hê dat mense wat nie in die ding inbeweeg, nie nuwe mense so gou as moontlik begin tuis voel. So dit is my ongelooflik belangrik dat ons beweeg van so iets. Goed. Is daar enige vrae? Ek gaan my skerm nou hierso stop, as daar enige vrae is. Enige vrae van iemand af? Niks. Goed. Dan gaan ek dan oorgee weer aan Deidre. Deidre, ek gee weer oor aan jou. Baie dankie en dankie Arno. Daai was nou perfek. Ek het ook nou 'n paar goed geleer. So ja, dit is altyd vir my so lekker dat ons by mekaar kan leer, dat ons kan gaan kyk na ons kleiner tot medium groot kommandos, na ons kommandos wat in 'n ander land is, kommandos in ander gebiede, natuurlik ons groter kommandos ook. Ek dink dat daar is regtig iets wat ons by almal kan leer. Wanneer ons ophou net kyk wat by ons self aangaan en ons begin weier kyk, dan maak ons op die einde van die dag hierdie beweging net sterker en sterker, want yster slyp yster en vriende vorm mekaar. So ek gaan net so vinnige geleentheid gee, is daar enige vrae? Enige vrae wat ons nie oor gepraat het nie, enige vrae wat jy nog het? Jy kan vir ons gerus, jy kan sommer jou mikrofoon aansit of jy kan hier in die boodskapboksie sê. Ek sien Maritjie hierso sê baie dankie vir al die aanbieders. Ja, terwyl ons wag sê ek ook sommer baie dankie vir al die aanbieders. Matilda en Willie en Arno en Melanie, baie dankie dat julle self beskikbaar gestel het om vir almal te kom leer oor
die suksesgoed wat van bo afkom in kommandos. Dit was vir ons 'n baie groot voorreg. Ek sien hier is hande op. So Pieter Pretorius, ek sien jou hand is op. Asseblief, sit sommer jou mikrofoon aan en praat met ons. Goeienaand almal. Ek wil net 'n bietjie uitvind oor terreinbestuur. Waar en hoe hanteer julle dit as Rietvallei? Ons is nou 'n kleiner kommando Polslag wat ons eie terrein gelukkig het en dit raak bietjie moeilik op 'n stadium. Ek gaan sommer vir Arno vra om sy mikrofoon hierso aan te sit as jy nie gaan omgee om ons te help hier nie, Arno. Goed, baie dankie vir die vraag. Ons as Rietvallei op die stadium het nie 'n terrein nie. Dis een van ons uitdagings waarmee ons sit. Ons kom baie selde kom ons as 'n groot kommando bymekaar. Ek dink dit gebeur 2 of 3 keer in 'n jaar. Een van hulle is dan ons GGN naweek en dan kom ander kommandos ook bymekaar. So dit is dan eintlik ook nie 'n ideale situasie nie. So ons groot kommandokamp in Augustus is regtig ons waar mense kan regtig sê die kommandos eintlik kan bymekaar op 'n terrein. Dis gewoon 'n Hartbeesfontein. Op die stadium het ons 'n plot, ons het 2 plotte wat ons by wat mense goed gunstig vir ons leen wat ons gebruik. So ja, ons sit met 'n en die een plot word op die stadium word ontwikkel. So ja, ons het 'n uitdaging. Ek weet kommandos soos Dietsewira het ook 'n terrein, so jy kan gerus met hulle ook praat. Ek dink kommandos met terreine is geweldig bevoordeel, maar dit is ook 'n geweldige uitdaging om vaste eiendom te besit. Ek beny julle daarvoor. Dit is 'n reuse uitdaging. Ja, deur en deur. Ek dink ook wat baie kommandos doen is hulle leen spasie, soos wat ons ook doen met hierdie 2 plotte wat van regtig mense wat lief is vir die voortrekkers. Vind uit wat die mense in jou kommando beskikbaar het. Ek dink Maurits Meyering noem die vorm ken jou vyand en dis eintlik maar 'n vorm wat hy vir ouers gee. Dit is hy is so tong in die kies naam wat hy daarvoor gee, maar sodra jy uitvind wat is in jou gemeenskap, mense is baie lief daarvoor om vir die voortrekkers goed te gee. Ek dink die voortrekkers het ophou vra. Ons het baie meer hand in eie boesem begin steek en ek dink ons is weer op 'n plek waar ons regtig vir ander mense kan vra vir hulpbronne wat ons nie self die finansies of die mannekrag altyd het om te bestuur as 'n nie winsgewende organisasie. Ella Rudolf, ek sien jou hand is ook op, asseblief vra vir ons. Hi, ek wil eintlik gou vir Melanie vra met julle groot kommando toe jy gepraat het van verkiesings, het ek afgelei julle gebruik papier stembriefies. Kan ek vra hoekom gebruik julle nie elektroniese verkiesings nie? Wat is die rede dat julle dit verkies om dit op papier te doen? Okay. Ons doen nie papiertjies. Die rede daarvoor is ons is op kommandokamp by Hartbeesfontein. Syne is nie fantasties daar nie en ons verkies dat die kinders nie hulle selfone saamvat nie. Soos enige gebiedskamp ook, is dit dalk beter om dit nie so daar te hê nie. So dit is maar 'n uitdaging, so hou dit maar ook vir die kleiner kindertjies wat dalk nie selfone het nie, hou ons dit nou maar op 'n gewone papiertjie wat hulle ook min of meer die demokratiese manier van stem te kan sien ook en te ervaar. Ek hoop dit antwoord jou. Ja, dankie. Ek het nie in ag geneem dat julle dit net op 'n kamp gebeur nie. Goed, dankie. Ja, ekskuus, is reg. Enige iemand anders? Julle is natuurlik welkom om enige van ons te kontak. Ek is op die volwasse sake, voortrekker hulp volwasse sake groep. Ek weet nie alles nie, maar ek weet waarom alles uit te vind. So jy is regtig welkom om my te kontak met enige vrae wat jy het. Vrae rondom verkiesings, vrae rondom dagbestuure. Ek vind vir jou graag uit wat ek nie self weet nie. So ja, dit bring ons Susan sê tong in die kies vraag. As jy nou eers op 'n dagbestuur is, hoe kom jy van die dagbestuur af? Ek kan sommer antwoord, dis baie moeilik. So ek gaan eintlik nou sommer daai vraag antwoord ook, nou, want dit gebeur baie keer wat ons nou op 'n punt kom hierdie tyd van die jaar wat ons nou in die volgende paar maande moet nuwe dagbestuure kies. En dan gebeur dit dat mense nou iewes skielik sê,
Hoorie, ja, ek gaan nou nie volgende termyn wees tog nie, kry asseblief iemand anders vir my pos. En baie keer dan bou ons 'n portefeulje en iemand anders stap daarin en soos wat Arno nou genoem het, dit is regtig belangrik om 'n oorgee dokument te hê as 'n minimum van oorgee. Hoe ek dit self gedoen het, ek beplan nou glad nie om vandag bestuur af te klim nie, maar ek het gevoel dat dit is tyd om dalk vir iemand anders die geleentheid te gee om die leiding te neem in hierdie portefeulje. So ek het iemand geïdentifiseer wat ek nou natuurlik opgelei het vir die laaste jaar en 'n half. Sy was my veldkornet, so ek het daar nie pertinent opgelei nie. Sy het my gehelp en so geleer. En so ons beplan om einde van hierdie jaar dan nou range te ruil, sodat sy die geleentheid kry om ook te groei, te ontwikkel, haar leierskap te ontwikkel, haar vaardighede te ontwikkel, en dan is ek weer haar ondersteuningsstelsel. En indien ek die termyn daarna indien daar 'n ander pos is wat oopgaan, dan is dit 'n goeie ding om dan weer as 'n veldkornet daarin te tree en te leer. En op so 'n manier daai oorgee stelsel te hê van die dokument in die hand, 'n veldkornet wat gesien het wat gebeur. En dan as mens soos met enige werk, né, werk jou kennis. Sê vir mense wat jy beplan. Lig jou kommandoleier ten minste in die helfte van die termyn indien jy dan al weet dat jy nie nog 'n termyn gaan staan nie. So ek dink dat dit maak dit makliker vir almal om net iemand anders te vind in die plek. So dink nie dit gaan sommer gebeur nie, plus dis moeilik wanneer jy passievol is. Ja, ek dink dis nou daai ding, né? Ons partykeer raak die skedules baie besig, veral op dagbestuur en as jy 'n span het en betrokke is by kampe en alles, dan raak die skedule besig en dan begin mens dink op 'n stadium, ek weet nie of ek nog 'n keer kan nie. Jong, en dan rus ons weer bietjie en vat 'n warm bad en eet iets ordentlik en dan sien ons weer uit. As die dagbestuurvergadering bietjie te lank weer gevat het, daar was 'n vakansie, dan verlang ek na hom en ek weet nie hoe gaan ek uiteindelik daar afklim nie. So so ja, ek neem aan daar's 'n klompie van ons wat nou maar, wat noem hulle dit, lewenslange dagbestuur. So is dit alles vir vanaand, enige ander vrae? Dit lyk darm nie so nie. Pieter sê baie dankie. En hy sê ook, Jaco sê baie dankie vir almal se deursigtigheid, van die gebiedsleier, adjunk gebiedsleier en kommandoleier. Dit is iets wat ek weet baie mense in leiersposisies in die voortrekkers op die oomblik baie sterk oor voel, dat ons inligting moet deel. Want as ons sterker en sterker word, ons hoë kursusse wat aangebied word, ons manier van bestuur, deel die kennis, want dan word ons op so 'n manier as 'n beweging net sterker. Ek gaan ons afsluit met 'n vinnige gebed en dan kan ons maar gaan slaap. Ons wonderlike Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie aand en dankie dat ons kon saamkuier as voortrekkers, as mense wat of op bestuure wil wees of bestuure wil ondersteun. Baie dankie dat u u hand hou op hierdie beweging, op elke persoon in 'n bestuursposisie in hierdie beweging. Lei hulle, laat hulle altyd u lig dra in alles wat hulle doen en dat ons altyd onthou dat dit gaan oor die kinders wat u in ons sorg geplaas het. Dankie vir alles. Wees asseblief saam met elke voortrekker waar hulle nou gaan, saam met hulle gesinne, saam met hulle geliefdes en saam met hulle gemeenskap. In die naam van Jesus. Amen. Baie lekker aand verder. Baie dankie dat julle kom saamkuier het. Tot volgende maand, einde laaste donderdag weer by Voor die TV. Mooi aand verder.